Kom ons bid saam. O Here, ons Here, hoe heerlik, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Ja, selfs kinders en suigelinge besing U lof. Want U is gister en vandag en môre en tot in ewigheid. Is U altyd dieselfde. En U is nie alleen ons skepper nie. Maar U is ook ons onderhouer. Wat 'n verbond van genade met ons opgerig het. Ja, U het Uself aan ons verbind deur ons Here Jesus Christus. En ons dank U, o Vader, dat ons vanmôre weer getuies mag wees van U grootse werk in ons lewe. Dat U ons roep om aan U te behoort. Volgens 'n besluit wat U geneem het. Nog voordat daar tyd of wêreld was. Ja, Vader, ons dank U dat U vir Suster Elsie gebring het tot hier. Maar U ook aan haar beloof dat U 'n Vader is wat elke dag oor ons waak. U wat elke dag die pad van die geloof met ons loop. En U loop daardie pad tot die einde van ons lewe. En dan neem U ons op in die heerlikheid. Ook vir daardie sekerheid dank ons U. Vader, as ons vanmôre hier saam is, dan wil ons ook ons volkome afhanklikheid van U bely. Ja, ons wil onsself voor U verootmoedig. Want ons is maar klein en nietig. Ons kan alleen maar asemhaal en leef deur U goedheid, deur U genade en deur U barmhartigheid. En Vader, ons lê ons lewe voor U. En ons bid U dat U oor ons sal beskik dit wat U weet ons nodig het. Ja, ons dra onsself, ons gemeenskap, ons hele land aan U op. Vader, U weet van al die dinge waarmee ons worstel. Dat ons die afgelope tyd baie dinge beleef het. In ons land is daar maar baie woelinge, onrustigheid. Die misdaad wat buite beheer is. Ons dink aan soveel wat geraak is deur die onlangse vloede. Ons dink aan soveel boere wie se bestaan in die gedrang is as gevolg van die bek- en klouseer. En daarby kom nog elkeen se persoonlike omstandighede, waarvan ons nie eers kennis dra nie. Maar dit gee vir ons soveel troos, o Vader, om te weet, U ken elkeen se omstandighede. U ken elkeen se gedagtes in die hart. En U weet, hoeveel kan ons dra? En ons dank U, dat U vir ons die heerlike belofte gee, dat U nooit
op ons skouers sal laai swaarder as wat ons kan dra nie. Ja, U sal ons nie bo ons kragte beproef nie. Want U is 'n genadige God. Vader, gee vir ons die geloof om aan U te bly vashou. Om op U te bly hoop. Ja, gee dit ons nooit in omstandighede sal vaskyk nie. Maar dat ons met die geloofsoog sal kyk. Ons oog op ons Here Jesus Christus gefestig sal hou. Hy wat die begin en die volëinder is van ons geloof. En hy wat met ons op pad is in sy koninkryk. Dit alles bid ons van U, o Vader, in sy naam alleen. Amen. Broers en susters, u sal onthou dat ons 2 weke terug het ons stilgestaan by Stefanus se steniging, die eerste martelaar vir Christus, en dan ons het daar gelees, hulle die mense wat vir Stefanus gestenig het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. En dan Handelinge 8 begin met die woorde, ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. En dan vanmôre wil ek stil staan in Handelinge 9 by die eerste 9 verse. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here, wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe terug te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan, het sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en het hy niks geëet of gedrink nie. En dan, broers en susters, wil ek enkele verse lees uit die Filippense brief, waar Paulus nou aan die Filippense skryf, verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kon vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, was ek onberuspelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry,
en een met hom kan wees. Vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur in hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie, dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Tot sover die kernverse, dit is vers 10 en 11, waar Paulus sê, al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting, dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Broers en susters en kinders, wat is my grootste begeerte in die lewe? Waarmee wil ek graag besig wees? Daar was 'n tyd toe Paulus se grootste begeerte in sy lewe was om Christene te vervolg en dood te maak. Daar was 'n tyd toe hy gedink het geluk lê in uiterlike omstandighede. En dan skryf hy hier 'n tyd toe hy gedink het sy afkom, sy omstandighede, dis die dinge wat vir hom belangrik is. Hy sê op die 8ste dag is hy besny, soos die Joodse wet voorgeskryf het. Van geboorte was hy 'n Israeliet uit die stam van Benjamin. Hy sê 'n egte Hebreër. In wetsopvatting sê hy was hy 'n Fariseer. In sy ywer 'n vervolger van die kerk. En in sy onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, sê hy, was hy onberustig. Hy het die wet van die Here getrou nagekom. Maar so moes Paulus leer, geluk wat gebou is op uiterlike omstandighede, dit hou nie lank nie. En Paulus moes dit op die harde manier leer. Sy begeerte was om moord en dreiging te blaas teen Christus en die Christene. Hy het fanaties voortgejaag om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. So was dit op daardie dag op pad na Damaskus. Op die hitte van die dag, waar reisigers gewoonlik iewers in 'n koelte afsaal om 'n bietjie te rus, het Paulus hom nie rus gegee nie. Hy het soos 'n besetene voortgejaag na Damaskus om die gelowiges daar te gaan gevange neem. En dan as hy naby die stad kom, hy was maar 'n kilometer of wat van die stad af, dan oorval hierdie ontsaglike verblindende lig hom. Helderder as die son se lig. En 'n stem uit die hemel sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En dan lees ons daar, Paulus het op die grond neergeval, hulpeloos daarby lê. Hy kon nog die woorde uitkry, stamelend,
Wie is U, Here? En wat wil U hê moet ek doen? En dan sê die Here vir hom, hy moet na Damaskus toe gaan. Maar nie om gelowiges te gaan vang nie. Daar sal hy hoor wat hy moet doen. En as 'n mens verder lees, die Here het 'n man geroep, Ananias, om vir Paulus daar op te soek. En dan sê Ananias vir hom, die Here het jou uitgekies as 'n werktuig om hierdie Christus wat jy vervolg aan die wêreld te gaan verkondig. En van daardie oomblik af, broers en susters, van daardie oomblik af dat die lig op Paulus geval het Christus die een en al in sy lewe geword. Dit is amper vir ons ondenkbaar. Toe hy vir 'n tyd lank stil vertoef, die Bybel praat nie oor wat hy toe gedoen het nie, net dat hy in Arabië was. Maar nie lank daarna nie, het hy sy huis en hart vaarwel toegesê, en hy het begin om Christus aan die wêreld te verkondig. En toe moes hy leer, as 'n mens in die Here se diens staan, dan moet jy ter wille van die evangelie bereid wees om te ly. In 2 Korintiërs 11 gee Paulus 'n opsomming van alles wat hy gelei het ter wille van die evangelie. Hy het nie gedink hy sou hierdie dinge deurmaak nie. Hy sê ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk. Dikwels geslaan. Hy sê 5 maal het hy van die Jode die gebruikelike straf van 'n 39 houe gekry. Jy weet, broers en susters, die Here Jesus is ook gegeesel voor sy kruisiging. Paulus is 5 keer so gegeesel. Hy sê 3 maal het hy lyfstraf gekry. 1 maal is hy met klippe gegooi en hy's vir dood laat lê. 3 maal sê hy skipbreek gelei. 1 maal het hy 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. En dan skryf hy daar, hy sê ek was dikwels op reis en in gevare. Daar was die gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene. Gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder valse broers. Daar was my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. En behalwe dit sê hy, was nog sy daaglikse bekommernisse oor die jong gemeentes wat tot stand gekom het op sy prediking. Dit alles het Paulus gelei ter wille van die evangelie. En dan as hy hierdie brief aan die Filippense skryf, dan sit hy in die tronk. Hy skryf uit die tronk uit. En dan, broers en susters, hy kla nie oor sy droewige omstandighede in die tronk nie. Ons weet die tronke van destyds, die omstandighede was so haglik, dat as jou vriende of familie of naasbestaanes nie vir jou kos gebring het in die tronk nie, dan het jy nie geëet nie. Hulle het nie vir die mense kos gegee in die tronk nie. Hulle het as ware die gevangenes laat daar gelos om dood te gaan. En in daardie haglike omstandighede skryf Paulus sy brief aan die Filippense. En dan kla hy nie oor die omstandighede in die tronk nie. Hy skryf sy brief aan die Filippense verskeie kere in die brief. Praat hy van, julle moet bly wees in die Here. Hy skryf oor blydskap. En dan in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het,
Dan sê hy die dinge wat vir hom eers belangrik was, die dinge wat hy as 'n bate beskou het, die dinge waarop hy geroem het. Die Here het hom tot die insig gebring dat dit nie meer tel nie. Hy beskou dit nou alles as waardeloos. Die feit dat hy 'n Fariseer was, uit die stam van Benjamin. Dit is om vandag te sê, maar ek is uit 'n koninklike familie gebore. Hy sê dit is nie meer vir hom belangrik nie. Want jou afkoms kan nie die vreugde bring wat Christus gee nie. Die feit dat hy 'n ras-egte Jood was, uit die stam van Benjamin, hy sê dit beteken niks meer nie, want dit gebring nie die vreugde wat Christus gee nie. Alles wat belangrik was, sy aansien, sy status, dit sê hy, beskou hy as verwerplik. Hy gebruik 'n baie sterk woord hier. En dan sê hy, want om Christus te ken, oortref alles in waarde. En dan sê hy, wat is my grootste wens in hierdie lewe? Nie om uit die tronk uit te kom waar hy nou sit nie. Nee, hy sê, my wens is om Christus te ken. Die Here wat homself aan my geopenbaar het. My wens is om die krag van sy opstanding te ondervind. En deel te hê aan die Here se leiding. Wat beteken dit, broers en susters? As ons ook sou sê, ek wil Christus ken, dan beteken dit, dis nie maar net om te weet, dat hy aan die kruis op Golgotha gesterf het nie. Nee, dit beteken, om met my hele hart, met my hele verstand, met al my krag, te glo, dat hy daar gesterf het, om vir my sondes te betaal. Ook sodat my naam in die boek van die lewe opgeskryf kan word. Sodat nie net ander mense nie, maar ook ek vergewing kan ontvang van my sondes. Om Christus te ken, beteken om elke dag die pad met die Here te loop. Hy beheer my lewe. Alles wat ek sê, alles wat ek doen, alles wat ek dink, word bepaal deur die feit dat ek aan Christus behoort. My uiterlike omstandighede bepaal dit nie. En daarmee saam sê hy, is dit sy wens om die krag van Christus se opstanding te ondervind. Dit sê hy ook in sy Efesiërbrief. Daar sê hy dit baie duidelik, dat dieselfde krag waarmee die Here Jesus uit die dood opgestaan het, hy sê daar die krag is in ons werksaam. En daarom dat hy dan kan sê, 'n bietjie verder in sy Filippense brief, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Daarmee bedoel hy, ek is in staat om enige beproewing wat op my pad kom te kan dra, omdat die Here my daar die krag gee, omdat die opstandingskrag van Christus in my werk. Dit is alleen maar deur die geloof wat Christus vir my gee, dat ek kan berge versit, by wyse van Spreuke. En dan sê hy, sy wens is om deel te hê aan Christus se lyding. Daarmee sê hy, ons het saam met Christus gesterf, en ons het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Ons mag lewe met die wonderlike sekerheid, dat ek eendag God van aangesig tot aangesig sal sien. Juist daarom sê hy, kan ek my losmaak van die dinge wat in die oë van die wêreld belangrik is. Hy sê ek maak my los van daardie dinge wat ek gedink het belangrik is.
Ek strek my uit na wat voor is. En dan gebruik hy die beeld van 'n wedren. Dieselfde beeld wat die Hebreërskrywer gebruik. Ons is besig met die wedloop van die geloof. En dan weet ons, broers en susters, party mense, as hulle besig is met die wedloop van die geloof, dan is dit asof hulle in 'n kaskar sit, rustig op die afdraande. Die kaskar het sy eie momentum. Dis mense wat vir hulle self sê, ja, ek weet Christus het aan die kruis gesterf. Ja, ek weet ek gaan gereeld kerk toe. Dis asof mense maar net aankarring. En dan kry jy mense wat sê, maar hulle is so angstig en senuweeagtig. Hulle is so bang hulle gaan die hemel misloop. Hulle is so bang dat hulle dalk nie die wedloop van die geloof sal voltooi nie. Dis mense wat sê, ek moet my verlossing verdien. En ek is krampagtig besig om elke dag te spook. Om daarom maar net in die Here se goeie boekies te kom. Maar dis nie waaroor die wedloop van die geloof gaan nie. Die wedloop van die geloof, broers en susters, hart op 'n mens, doelgerig, vasbeslote, met die oog op ons Here Jesus Christus. En 'n mens hoef nooit angstig of bekommerd te wees dat jy die wenpaal nie sal haal nie. Want dit sê Paulus hier, hy sê Christus het my reeds syne gemaak. Hy gee die waarborg dat ek by die wenpaal sal kom. Nie omdat ek dalk so goed hardloop nie, maar omdat hy so getrou is. Hy het my reeds gegryp en syne gemaak. En nou sê die Hebreërskrywer, hy staan by die wenpaal. Hy is die waarborg dat ek daar sal uitkom. Hy sal daarvoor sorg. En juist daarom is die wedloop van hierdie lewe, van die geloof, is dit vir ons vreugde en blydskap. En juist daarom kan ek sê, my grootste wens in die lewe, nie om gelukkig te wees nie, maar om doelgerig te hardloop met die oog op ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ja, hoe goed is dit om te mag hoor, U het ons U eiendom gemaak deur ons Here Jesus Christus. Ja, U het ons duur gekoop, nie met goud of silwer nie, maar met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. En U het U naam op ons voorkoppe aangebring. Ons dank U dat U vir ons die sekerheid gee dat ons aan U behoort. Vader, gee vir ons daardie geloof en daardie gesindheid, dat ons ook sal inspann om ons los te maak van die verkeerde dinge en ons besig te hou met U wil en U koninkryk en U geregtigheid. Want dit is ons begeerte, o Vader, dat U koninkryk sal kom, dat U wil sal geskied en dat U naam geheilig sal word op elke plek. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.